Liewe Berse gemeente en al ons kosbare vriende, goeiemôre, 'n lekker koue oggend. In my pa se 1937 Ford het ons gesin lank gelede in die nag na Boshoff gereis om my ouma se begrafnis die volgende dag by te woon. In die motor was pa, ma, ouboet, ek, jonger boet, kleinsus op ma se skoot, plus Taibos en Maria wat vir hulle kinders in Beaconsfield wou gaan kuier. Moeg en uitgeput het ons in die nag in Schweizer-Reneke aangekom. Daar was die dag 'n groot vloed en die brug oor die Hartrivier was oorstroom. 'n Wag het daar by die plek waar die brug veronderstel was om te wees gesit en hy het ons gewaarsku om terug te draai. Daar het daardie dag 2 motors daar weggespoel. Pa moes besluit of ons omdraai. In die motor het die baba gehuil en die ander was baie moeg en dit was koud. Pa besluit toe dat ons almal moet uitklim sodat hy en Taibos die pad oor die brug kan soek. Ek kan nog onthou hoe bang ek was. Taibos het voor die motor stadig geloop en voel met sy voete. Tree vir tree het hy gevorder en pa het hom met die motor gevolg. Ek sien nog vir Taibos in die motor se ligte met groot oë en arms uitgestrek om sy balans te hou. Uiteindelik het hulle aan die ander kant uitgekom. Pa het die motor daar omgedraai sodat die ligte oor die water kon skyn. Een vir een het hulle ons na veiligheid gedra. In pa se arms het ek veilig gevoel terwyl die waterstrome dreig om ons saam te sleep. Ons bevind onsself vandag by 'n brug wat soms voel of dit oorstroom is. Die stormwater lek aan ons voete om ons onder te kry. Dit laat my dink aan Jesaja 43 vers 2. Wanneer jy deur diep water gaan, sal ek by jou wees. Wanneer jy deur riviere gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie. Wanneer jy deur vuur stap, sal jy nie verbrand nie. Die vlamme sal jou nie verteer nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek het onlangs gehoor van 'n vrou wat 'n drieling verwag het. Sy is deur 'n spesialiste gevra om ten minste een van die 3 babas prys te gee, want haar lewe was in gevaar. Sy en haar man het met die Here gepraat oor die voorstel van die dokters. Sy sê dat die Here in haar 'n vrede gegee het en in haar binneste het sy gehoor dat hy sê, my kind, gaan jy voort om al 3 te dra en ek sal julle al 4 dra en julle teen my bors vasdruk. Sy het geboorte geskenk aan 3 gesonde babas en sy het die sekerheid gehad dat die 3-enige God haar drieling teen sy bors sal beskerm. Ons het 'n God wat vir ons al die tyd kom opbou met sy beloftes. In Jesaja 40 vers 11, hy versorg sy kudde soos 'n herder. Die lammers maak hy bymekaar in sy arms en dra hulle teen sy bors. Skaapoeie met lammers versorg hy. En dan in Deuteronomium 32 vers 11 lees ons, soos 'n arend haar kuikens groot maak en bo oor hulle sweef, so sprei hy sy vlerke en vang en dra op sy vlerke. Laat ons die Here vertrou. Al sien ons nie die brug nie, kom ons sien 'n God wat ons liefhet en vir ons sorg. Ek sluit af met Psalm 103 vers 13. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Kom ons bid saam. Here, ons prys U vanoggend omdat dit altyd goed is om U te prys. Ons nader U in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Dankie vir die voorreg om binnekort weer te begin met eredienste. Ons besef daar sal beperkings wees, maar ons dank U, Here, vir die voorreg om weer as gemeentes by mekaar te kom, om saam U naam groot te maak. Omdat U die gewig van die hele wêreld op U skouers gedra het aan die kruis, glo ons dat U ons verder sal dra in U arms en ons teen U bors sal bewaar. Here, dit voel asof daar skielik lig deurgebreek het in hierdie donker wêreld. Terwyl ons juig oor hierdie ligpunt, bid ons ook vir die wat swaar kry onder finansiële druk, vir die wat eensaam en alleen is en miskien nie eers tuis is nie. Here, bring hulle weer huis toe, want ons verlang soos nooit tevore nie. Die wat werkloos is, Here, ontferm U as Vader oor hulle. Wees ook met die wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Wees U self hulle trooster. Herstel en genees ons land en sy mense. Here, ons bid ook vir die personeel by kerke, dat U hulle sal bystaan in hulle beplanning vir die hervatting van dienste. U
is ons lig en ons heil. Soos die sonneblom na die son kyk, so hou ons oë op U. U is waardig en U is heilig. U kennis ken geen grense nie. U ondersteun die onderdruktes. Ons eer U, God van Abraham, Isak en Jakob, ons God. Amen.